Goeiemôre geloofsfamilie. Het is my voorreg om saam met jou vanoggend hier in die kerkgebou te wees. Dankie dat jy hier saam met ons is by ons Kaartjie Kerk. Saam met ons Kaartjie Kerk het ons ook mense aanlyn wat ook kyk en deur ons webblad ook stream en dit kan kyk en dan sal dink ek ook dalk mense moontlik in die kar. Ek het nog nie gaan kyk of daar mense in die kar is wat ook uitsaai en mense onder die afdak en so ook. So, dit is so dat hier nou stoele ook oop is. Dit kan wees dat mense kaartjies bespreek het en dan nie gekom het nie dat die weer gekyk het of wat ook, maar ons is hier en ons is hier saam om die Here se naam groot te maak. En my gebed is dat jy ook vandag die Here se teenwoordigheid ook so sal beleef as ons saam ook hom gaan aanbid, na sy woord gaan luister en dat jy regtig ook die Here se teenwoordigheid ook saam sal ervaar. Ek wil graag in die begin van ons diens wil ek graag 'n paar afkondigings eintlik ook net hanteer en ek wil graag vir Pieter van Rooyen, ons gemeenteraadsvoorsitter, vra om asseblief vorentoe te kom. Hy wil graag ook weer met ons geloofsfamilie praat. Asseblief Pieter. Môre weer eens vriende. Ek praat meer met julle as wat, of meer as 'n dominee. Ja, ek het laasweek gesels en omstandighede het ons nou gedruk daartoe dat ek weer met julle moet gesels. Soos ek laasweek vir julle gesê het, dominee Jan oorweeg 'n beroep na Clarence gemeente toe. En hy het die beroepsbrief gekry, ek dink Dinsdag, Woensdag. En ter goedertrou vir my ingelig en ek het vir die kerkraad ingerig dat Jan die beroep aanvaar na Clarence gemeente toe. So dit is vir my persoonlik 'n baie gemengde emosiesaak dat ons vir Jan gaan moet laat gaan. Maar ek is baie bly vir my vriend dat hy hierdie wonderlike geleentheid in 'n wonderlike plek. Ek het vanoggend 'n ander vriend vir my foto's gestuur van die kerkgebou daar, Jan. Ek verstaan, dit is baie mooi. Klein bietjie mooier as ons in sandsteen het 'n ander indruk wat hy skep. So pragtig. Jan, van ons almal se kant, ons bid vir jou seën toe vir die tyd wat voorlê. Daar's 'n baie woelige tyd wat nou vir Jan hulle voorlê. Wat belangrik is vir julle om nou te weet, Jan is nog by ons tot einde November. So in daai tyd gaan hy seker vir 'n tydjie moet op verlof gaan net om die reëlings te tref. En dan sal ons vir julle inlig van die beroepsproses. Ons gaan nou hierdie komende naweek gaan die gemeenteraad op die strategiese beplanning en van daar af sal die ding nou maar 'n natuurlike vloei hê. So ons sal vir julle inlig soos wat ons vorder. En ek dan net vir almal vra dat julle vir Jan hulle bid. Dit is 'n baie emosionele tyd vir hulle ook. En dan stel ek vir Jan in die woord dat hy vir julle self vertel wat gebeur. Ek weet nie vir wie is dit swaarder vir my of vir Pieter nie. Ek was gou in die week by die dokter, hy het net my transkliere afgebind, sodat ek saam met julle kan kuier vanoggend. Ek het nie 'n lang storie vanoggend nie, want dis nie nou die tyd daarvoor nie. Ons het nog 'n klomp werk om te doen in die klompie weke wat kom. Belangrik miskien om net te sê, ek gaan nie weg omdat ek kwaad is vir iemand of ongelukkig is nie. As jy dink dat ek dalk vir jou kwaad is, ek mag dalk vir jou kwaad wees, maar dis nie kom ek weggaan nie. Ek en Esther het van die begin van die jaar af al gewonder of die volgende beweging wat die gemeente gaan maak na OLC 2020 'n beweging is wat ek van moet deel wees. Ek was deel van die vorige 3 bewegings. 2 baie moeilik is en een die afgelope een wat baie mooi en gesond geloop het. En die aansoek is in om eintlik maar omdat ek gesien het, ek moet dink oor wat doen ek vir die laaste 10 jaar van my bediening. Ja, dus kan jy glo dat ek al oud genoeg is om oor die laaste 10 jaar van my bediening te dink. En dit het gaan stil staan vir lank en ons het heerlik gewerk saam met my kollegas hier in P. Verheyneveld aan die lockdown proses en klomp nuwe goed geleer en 'n klomp nuwe goed gedoen. En toe kom die beroep proses weer terug. En ek het geen verwagting gehad om as een van die 6 wat moes gaan
onderhoud beroep te word nie, maar ek is eenparig beroep deur die kerkraad van Clarence, en ek aanvaar dat die Here is wat sê, dit is nou tyd. Wat vir my wel 'n voorreg is wanneer ek gaan in die loop van November, was hierdie geloofsfamilie in die 17 jaar wat ek hier is, nog nooit in sulke goeie hande, soos hy nou is nie. Wat ons gemeenteraad betref, ek dink ek het die beste kollegaspan in Suid-Afrika. Ek werk baie met dominees. Ek hou nie daarvan nie. En as die Here bel en sê vir Rihanna, ekskuus man, ons span het verkoue gekry, COVID, wat die wederkoms reël, en ons het iemand nodig om dit te reël, en ons graag vir julle vra, kan Rihanna met vermoedigheid ja sê. Ek sal met hierdie leierskap van hierdie geloofsfamilie, ons kerkraad en ons kommissies en ons predikante en ons kantoormense, sal ek die wederkoms gereël kan kry. Ek is nog hier, ek is nie weg nie, ek werk nog hard, soos altyd, en sê uit daarna as jy wil kom koffie drink, en kom kuier, as jy by my wil kom beklei, waarsku my net voor die tyd, dat ek nie die voordeur so hek oopsluit nie, dat ek kan net buite hou, dat jy nou nie buite lyf gaan nie. En die dankies en al die goed wat nodig is om te sê, gaan ons later voor tyd kry. So vanoggend wil ek maar net vir jou wys, hier is ek. Ek is, die dokter het nie 'n so goeie job gedoen met sy afbindery vir my traankliere nie. Ek is baie lief vir elkeen van julle. En nou toe genoeg gepraat. Dankie Pieter. Ja, bly sommer vir 'n oomblik. Ja, ek kan sommer, ek weet dit is nie op ons skrip nie, maar ek wil sommer net, ja, sien jy langs my staan, dat ons net by die reëls hou, maar ek wil graag vir jou bid. Here, baie dankie dat ons Jan se hart kan hoor, dat ons ook kan weet dat U met hom en Esther besig is, en ek wil graag bid, Here, dat U vir hulle ook die pad sal gelyk maak, dat hulle U teenwoordigheid steeds sal beleef. Dankie vir dit wat hy reeds gedoen het en steeds doen, en Here, dat U ook hom gebruik in die koninkryk, en dankie dat ons deel daarvan kan wees, en ek wil graag bid ook vir die pad vorentoe, dat U ook met hulle sal wees. Ons bid dit in U kosbare naam alleen. Amen. Dankie Henk, dankie Pieter, dankie Jan, en goeiemôre geliefdes. Dit is my baie lekker om julle te sien. Ek het die voorreg om ons te begin uit die Bybel uit. Psalm 23 is wat ons gaan lees om hierdie diens mee te begin. Dis 'n ou bekende, gaan ons stadig lees, dat hy lekker diep insink vanoggend. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Peer van Reineveld geloofsfamilie, julle is my boeties en sissies. Ek groet julle vanoggend in die naam van God te Drie-enig, wat homself aan ons openbaar as Vader, Seun en Heilige Gees, die goeie herder. Daar's vir jou genade en vrede vanoggend, alles uit God se hand. Amen. Kom ek bid vir ons. Here Jesus, ons stop nou en ons stel ons oë in op U. Soveel het gebeur hierdie laaste 6 dae, Here. Soveel lê vir ons voor in hierdie volgende 6 dae. Soveel gedagtes wat ons saam met ons dra, soveel emosies wat ons binne in ons het. Ons kies nou, Here, om laag te buig voor U in aanbidding. Ons kies om ons gedagtes op U in te stel as ons redder, ons verlosser, ons leidsman, ons leermeester, ons koning en ons Here. En Here, ons wil bid dat U naam vanoggend geëer word in die tyd wat ons hier saam is. Ons stel onsself beskikbaar en oop en teachable, Here, om ook van U af te hoor. Ontvang ons lof, Here Jesus. Ons bid dit in U naam. Amen. Nou vriende, laasweek het ons gesit en geluister na die worship. Hierdie week gaan ons saam worship en dit gaan epic wees. Moenie worry oor jou masker nie. Hy sal alright wees.
Ek het laasweek met my masker gesing, ek het nou met my masker gesing. Jy vergeet van hom na so een versie. As jy sukkel om asem te haal, haal maar net 'n bietjie asem en dan gaan jy weer aan. Kom ons staan en dan aanbid ons die Here saam met ons Vader. Jesus is skyn oor almal, en die glans van die liefde skyn op ons tot ons oë opgaan, maak ons vry om te lewe voor die skyn oor my, skyn oor my. Soos lig wat skyn in die donker van hierdie wêreld, soos lig wat skyn die Here ons. Kom Jesus, kom en verdryf van die donker in ons. Kom laat die liefde die wêreld oorwin. Here, maak my 'n lig wat helder skyn om liefde te dra. Of verder skyn deur my door die hele wêreld. Hier dat U vir ons almal gesterk het. Skyn hier soos lig wat skyn in die donker van hierdie wêreld, soos lig wat skyn die Here ons. Kom Jesus, kom en verdryf van die donker in ons. Kom laat die liefde die wêreld oorwin. Soos lig wat skyn in die donker van hierdie wêreld, soos lig wat skyn die Here ons. Kom Jesus, kom en verdryf van die donker in ons. Kom laat die liefde die wêreld oorwin. Ons is so oomblik, U is vir altyd, God van die eeuwe, God van die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons lief het, altyd gedra. Heer God almagtig, vaardig is die naam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, kom U toe. Ons is gebroken. Ons is gebroken, die verliezer, Jesus verlosser, redder en Heer. Ons vra die vraag, wie is die antwoord
ons die verdwaald is, wie is die weg. Heilig, heilig, Heer God Almachtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof aan de Heer. Kom U toe, kom U toe, o Heer heilig, 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 Heer God Almachtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof aanbidding Heer. Kom U toe, kom U toe, kom U toe, Heer. Kom U toe, kom U toe, o Heer. Heer, al die lof, al die aanbidding, al die eer, kom U toe. Ons is gebroken, ons is mense. Here, ons vra die vraag, maar U is die antwoord. Here, ek vra dat U ons vanoggend ook ons oë sal oopmaak, ons geestes oë. Here, maar ook ons fisiese oë, dat ons sal sien waar is die seer om ons. Dat ons mense sal raak sien, dat ons behoeftes sal raak sien. En soos wat die lied sê, Here, breek ons harte ook vir dit wat U hart breek. Want ons bring lof aan U. Hosanna, Hosanna in die hoogste hemele. Vrede op aarde. En wie U welbehaag gehad het. En ons as mense, Here. En nog steeds het. Ons bring aan U die eer, ons bring aan U die lof. Ons buig voor U neer vanoggend. I see the King of glory coming down the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see and mercy washing over all of sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing.
on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart, Lord. Heal my heart and make it clear. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Kom ons sing weer, heal my heart. Heal my heart and make it clear. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you and love me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Goeiemôre geliefdes. Goed, so ons nie gewoonte nie, ons kies doelbewus elke keer om die boodskap wat ook al die prediker bring, op 'n manier te bring wat bietjie meer prakties is sodat ons kinders dit ook kan verstaan. So ek wil gou eers vir julle vra, as julle dink oor dit wat Jesus kom doen het, wat bring hy na die lewe toe? Wat verander hy sodat ons die lewe anders ervaar? Of kom ons antwoord dit eerder, as ons Jesus in ons lewens het, hoe lyk ons lewens dan? Enigiemand wat dalk ietsie wil sê, iets wat ons wil nodig het om te hoor? Wat bring Jesus na ons? Wil julle eers gesels met mekaar? En dit eers verifieer of dit waar is. Praat gou met mekaar eers en sê vir mekaar, wat maak Jesus dat die lewe anders is? Wat bring dit na die lewe toe? Hoe lyk 'n lewe as Jesus nou skielik in ons lewens is? Ek sien daar 'n paar koppies wat knik asof hulle weet hulle het die antwoord. Kom ons hoor gou, enige iemand. Goed, as ons Jesus in die lewe het, Jesus bring vir ons tyd in ons lewens in, dat ons dalk anders kyk ook daarna, ja? Ekskuus? Maak hy die lewe beter. Baie dankie, ek stem saam met daai een. Ek het hierso ergens gehoor hoop. Definitief. Nog iemand? Liefde?
Dankbaarheid? Ja. Ons harte verander dat ons goed doen aan mense, nê? Nee, verseker. Al hierdie goeders wat julle nou genoem het, daar's nog 'n handjie. Verseker. En dankie dat jy so mooi hard praat dat ek ook kan hoor. Ek waardeer dit. Goed, so verseker, Jesus bring al hierdie goeders na ons lewens toe en dit maak ons lewens vol. En ek wil self sê dit gee vir ons lewens meer lewe. En lewe vir my, as ek bietjie uit my eie mond uit kan gesels, is kleurvol. Nou soos julle kan sien, ek is kleurvol. Ek hou van kleur, want dit voel vir my Jesus bring dat hy kleur in ons lewe te bring. So ek gaan vir julle wys wat gebeur. My geheime is hier agter. Hoe lyk ons mense? So, partykeer is ons soos hierdie fase, so ek gaan hom nou oplig dat almal kan sien. As ek die water bysit en ons sê die water is Jesus se lewende water, is party mense so. Daar's niks regtig wat kleurvol is nie, dis nie vreeslik exciting nie, dis maar net water en dis maar net die mens. Hy is maar net soos wat hy nog altyd was. Die volgende ene. Kom ons kyk of hier 'n verandering is. Jy sien ons nog ene. Hy is ook nog steeds so. Hy het nog steeds dieselfde lewe as voorheen, dieselfde probleme. Niks is anders aan hom nie. Kom ons kyk of die laaste een 'n bietjie anders is. Goed, so hy was leeg. Ek weet almal het hom ergens gesien dat hy daarom net ys ingehaat het. En nou is hy kleurvol, want Jesus sê vir ons dat ons moet anders wees, soos wat hy anders was. As Jesus vir ons liefde inbring en lewe inbring en hoop inbring en vreugde, wil hy hê ons moet daardie selfde karaktereienskappe ook in die wêreld gaan leef. Ons moet anders wees soos wat Jesus anders is en ons moet in sy voetspore so loop. Dankie, en Reina gaan nou vir ons verder vertel van hoe lyk dit spesifiek wanneer ons dan kyk na 1 Petrus. Dankie Arlina, waardeer dit. Ek sê hierdie nou regtig nie oneerlik nie. Ek is 100% eerlik as ek vir julle sê, nou verstaan ek my eie preek ook baie beter. Dis amazing. Dankie, help my. Help my. Dankie ook vir julle wat deelgeneem het aan die gesprek. Daar's 'n paar baie waar goeders gesê. Vriende, dis my voorreg om vanoggend die woord te bedien. Ons kyk na 1 Petrus hoofstuk 4. So jy kan jou Bybel daar oopmaak. Ek gaan lees uit die 1983 vertaling uit. En nou kan ek sommer net sê van die begin af, vir die ouers met kinders hierso, julle kinders gaan woorde hoor wat hulle gaan sê, pappa, mamma, wat's dit? Ek verstaan dit nie lekker nie. Trouwens, as volwassenes gaan julle woorde hoor wat julle dink, ek is nou nie 100% seker wat Petrus hierso sê nie. Dis 'n moeilike hoofstuk, maar 'n baie mooi hoofstuk. Ek beloof ek sal vir julle prentjies wys wat ons gaan help. En die van julle wat in die kar luister, die van julle wat online kyk en die van julle wat by die dak en by die piknikplek luister, ek sal vir julle sê wat op die prentjie is as ek hom opsit, sodat julle ook julle verbeelding kan gebruik om die prentjie te sien. Ek het gedink dit sou goed wees om hierdie week die vraag te vra, hoe moet ons leef as Christene? Of om hierdie week die vraag te vra, wat moet ons doen? Die rede hoekom ek gedink dit is 'n goeie vraag, is omdat ons laaste 7 maande regtig disoriënterend was. Ek weet nie wie van julle het daai gevoel nie, ek het definitief. Ons het soveel keer ons fokus geskuif, ons het soveel keer nuwe planne gemaak, ons het soveel keer gehoor ons kan nie doen nie of ons kan doen. Ons het soveel keer gehoor ons moet hierdie ding nou anders doen van nou af. Dit was 'n baie disoriënterende tyd. En vir gelowiges was dit ook so. Jy weet, waarmee moet ek myself nou besig hou? Dis lockdown, dis survival mode, dis 'n klomp verantwoordelikhede wat ek het en 'n klomp goeders uitsort. Ek het gedink dit sou goed wees om vanoggend weer vir ons 'n prentjie te gee, 'n vision te gee van hoe moet ons leef as Christene? Wat moet ons doen as Christene? En daarom het ek hierdie stuk teks gekies. So kom ons lees hom die hele hoofstuk one shot. En dan gaan ek vir ons 'n gebed doen en dan gaan ons kyk wat sê Petrus hier vir ons. So ek begin by 1 Petrus 4 vers 1. Hy klink so: omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook met die gedagte wapen dat wie liggaamlik gelei het, met die sonde afgereken het. Vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. In die verlede, toe julle nog heidene was, is julle lewe lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes, losbandigheid, welles, dronkenskap, swelg en drinkpartye en afskuwelike afgoderry. Nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie en hulle beswadder julle. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat klaar staan om oor die lewendes en die dooies te oordeel.
Daarom is die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou dood is, sodat, hoewel hulle as mense onder die oordeel was om na die liggaam te sterwe, hulle na die gees sou lewe soos God lewe. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemd wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees van heerlikheid, die Gees van God op julle bly. As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is of 'n dief of 'n misdadiger of 'n kwaadstoker nie, maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, belangrike woord daar, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam moet hy God verheerlik. Die tyd vir die oordeel het aangebreek. Dit begin by die huis van God. En as ook ons geoordeel word, en dit is nog maar die begin, wat sal die uiteinde dan wees van hulle wat nie na die evangelie van God wou luister nie? As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van 'n goddelose en 'n sondaar? Daarom moet die wat ly omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Wow, dis 'n mondvol. Kom ons bid en ons vra die Here om dit vir ons duidelik te maak. Here Jesus, die woord sê vir ons dat dit 'n lamp is vir ons voete, 'n lig vir ons pad. Ook dat dit so soet is soos heuning, dat dit brood is en dat dit vir ons lewe gee en ook dat dit water is wat ons dors les. Ek bid Here dat hierdie hoofstuk vanoggend presies dit vir ons sal doen, hier en nou, as gesinne, as enkellopendes, as paas, maas, kinders, kollegas, mans en vroue. Ons bid dit in U naam, Here Jesus. Amen. Dink vir 'n oomblik aan iemand wat anders is en wat jy ervaar wanneer jy saam met daai persoon is. Iemand wat anders praat, iemand wat anders doen, iemand wat ander tipe maniere het. Jy weet as jy by daai persoon was, nee, jy kan dit aanvoel. Nou deur die eeue heen is dit die reaksie wat Christene by mense kry. Christene, die laaste 2000 jaar, is anders en wanneer mense met Christene te doen het, kry hulle daai gevoel wat jy kry wanneer jy met iemand te doen gehad het wat anders is. Soveel so, as jy in die boek Handelinge gaan lees, sal jy sien dat Christene in Antiochië die eerste keer die naam Christene gekry het. Hulle was 'n groep gewees, mense van die pad, hierdie volgelinge van Jesus. Maar hulle het so bekend geraak vir hulle andersheid, dat die mense in Antiochië die behoefte gehad het om vir hulle 'n versamelnaam te gee. En hulle het hulle letterlik draers van die Christus genoem, of klein Christusse, little Christs. Dis wat Christene beteken, dis waar hulle die naam gekry het. Nou 1 Petrus beskryf derentyd, deur sy brief, hierdie andersheid van volgelinge van Jesus. En dis ook die hoofgedagte van hoofstuk 4, en daarom lees ons dit vandag. So as ek jou net vir 'n oomblik deur 1 Petrus kan vat, in die aanhef of van die begin van die brief noem Petrus die Christene uitverkorenes. Mense wat gekies is vir 'n spesifieke taak, nê? Mense wat uitverkies is, uitverkore is om iets te doen, en hy noem hulle vreemdelinge aan die heel begin van die brief. En daarmee sê hy vir hulle, julle is nie van hier nie. Dink vir 'n oomblik, jy staan hier so in die ry by Total, so 'n quick shop, en jy sê vir die ou langs jou, "Pel, het jy gehoor Joe gaan die Spar toe maak?" En daai ou is so, "Ek het nie Joe nie. Inteendeel, ek weet nie eens waar is die Spar nie. Ek het letterlik net hier kom petrol ingooi. Ek is nie van hier af nie, né? Jy weet mos, daai persoon is 'n vreemdeling. Of dink vir 'n oomblik, as jy 60 km/h doen in Mustang hierdie kant toe of 60 km/h doen in Hertzog daai kant toe en daar's 'n lekker 40 km/h kruiper voor jou. Vrede nommerplaat. Noordwes, Vrystaat, Oos-Kaap. Jy sê, "Chom, verstaan jy nie dat hierdie eintlik die snelweg van Pierre van Ryneveld is nie?" O nee, hy verstaan dit nie. Hy is nie van hier nie. Ek kan dit mos nou sien. Hy's besig om te soek en te kyk.
waar hy moet wees. Petrus sê ons is so. Ons bly hier, maar ons is nie van hier nie. Paulus sê in Filippense 3, ons is letterlik burgers van 'n ander koninkryk, van 'n ander plek, ons het 'n ander ID. Dink vir 'n oomblik aan jou citizenship. Jy kan miskien in Suid-Afrika bly, maar jy is 'n burger van Botswana. Dis wat Paulus sê ons is. Ons is mense wat op aarde bly, maar ons is burgers van die koninkryk. En die hele punt wat Petrus probeer maak, en wat ek ook vanoggend wil maak, is dat ons lewens moet getuig dat ons anders is. En in hoofstuk 4 sal ons sien, daar's 3 groot punte. En die 3 groot punte is, dat om 'n volgeling van Jesus te wees, beteken, hier kom die 3. 1, om anders te wees in ons optrede in die wêreld. 2, om anders te wees in ons verhouding tot die wêreld. En 3, om anders te wees in ons swaar kry in hierdie wêreld. En ek gaan hierdie 3 punte vat en hulle so een vir een uitpak. Miskien net 'n prentjie om ons gedagtes so 'n bietjie te stimuleer. So dis 'n prentjie van 'n klomp skape. Al die skape lê, maar een staan. Kan julle dit sien? O, daar's dit nou. Daai is die prentjie wat ek wil hê julle in julle koppe moet hê en ek het gedink is 'n klomp mooi skape, let's face it. Enigiemand vir 'n braai? Choppie? Staan rib? Voel julle hom? Ek sal klaar honger ouens, hoe laat is dit? Okay. Daai is hoe ons veronderstel is om te wees. As 'n ma is jy so. As 'n besigheidseienaar is jy so. As 'n skoolkind is jy so. Staan jy tussen jou maatjies en dan kry mense daai gevoel van jou. Jy is anders as almal anders wat om jou is. As 'n werkende, as 'n kollega, is jy anders op hierdie manier. Gerdien, jy kan vir die prentjie ophou asseblief. So kom ons kyk na die eerste punt. Ons is anders in ons optrede in die wêreld. Kyk wat sê Petrus in vers 3. Hy sê, in die verlede, toe julle nog heidene was, is julle lewe lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes, né? Nee? Dis waar julle was. En by the way, dit gaan nog aan. Mense doen dit nog steeds. Die wêreld tree nog steeds so op. Maar hier is wat ek wil hê julle moet weet. Nou vind die heidene dit vreemd, ek is in vers 4, dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie, en hulle beswadder julle. So ons het iets gedoen, ons het 'n bepaalde geloofsbesluit geneem, nou doen ons dit nie meer nie. Maar daar is nou nog steeds ander mense in ander plekke, in ander groepe, in ander kontekste wat mense dit doen. So wat moet ons nou maak? Hoe moet ons in verhouding staan tot hierdie konteks? Hoe moet ons optree in die wêreld? Julle weet hierdie eeue heen was al verskillende reaksies op hierdie vers en mense het dit op verskillende maniere geïnterpreteer. Dink so 'n bietjie vir 'n oomblik aan die kloosterstelsel. Dit help nie om deel te wees van die wêreld op enige manier nie. Ek gaan op 'n ver weg plek bly. Ek gaan bly tussen mense wat soos ek is. Ek gaan bid en die teks lees elke dag en ek gaan niks met die wêreld te doen hê nie. Dis een manier wat Christene gesê het, dis ons in die wêreld moet wees, of seker maak ons tree anders as die wêreld op. Ander Christene lyk so baie soos die wêreld, dat jy nie eintlik 100% seker is dat hulle Christene is nie, né? Miskien is hierdie jug 'n goeie voorbeeld daarvan. Dis mense wat sê hulle bely, hulle geloof in Jesus, maar hulle optrede is eintlik glad nie anders nie. Nou van daai mense sal vir jou sê, nee, maar ons wil relevant wees, en ons wil in die wêreld wees, en ons wil mense bereik vir Jesus. Sure, goeie vorm, maar jy moet nog steeds anders optree, terwyl jy in die wêreld is. Een van die maniere wat 'n klomp van julle waarskynlik baie mee bekend sal wees, dis nou iets wat baie relevant was in die kerk, toe ek groot geword het, is, yes, jy is in die wêreld, maar jy moet tog net hierdie lewe geniet nie, asseblief. So lang lys van reëls. Jy kan universiteit toe gaan, al jou vakke pluk, soveel rook en drink soos wat jy wil, moet net nie met iemand dans nie. Want dans is 'n issue, né? Daai tipe van goeters was reaksies van die kerk. Om te sê, maar ons optrede moet anders lyk, so nou mag jy nie dit nie, en jy mag nie dit nie, en jy mag nie dit nie. Ek onthou, dat as 'n jong seun het vir my gevoel, daar's so 3 goed wat 'n Christen mag doen. Nee, Bybel lees, bid en kerk toe gaan, en daar's so 1000 goed wat 'n Christen nie mag doen nie. Dis nie die regte manier om met die wêreld te relate nie. Ek wil graag vir julle hierdie prentjie opsit. Ek dink hierdie is 'n goeie manier om te dink aan hoe ons met die wêreld moet relate. Ons moet almal op 'n cruise ship gaan bly. Ek joke, is 'n grappie. Dis 'n grappie. 'n Skip is 100% op die water. Maar daar's niks water in die skip nie. sien julle hom? Kom ons quote Joe Black hier vir 'n oomblik. 'n Skip word in 'n hawe gebou. 'n Skip lyk in 'n hawe baie mooi vir my en jou.
Maar dis nie waarvoor skepe gemaak word nie, né? Chorus ons is gemaak om uit te gaan. Dis waarvoor ons gemaak is. Ons is gemaak om op die waters te vaar, maar terwyl ons op die waters vaar, moet daar niks van die water binne in ons kom nie. So hoe doen 'n mens dit? Hoe leef jy volledig in die wêreld, maar jy maak seker dat die wêreld nie binne in jou kom nie? Hoe relate jy soos daai skip oorloops vir die wat nie die prentjie kan sien nie, dis 'n skip op die water. Okay? Hoe relate jy met die wêreld om seker te maak die wêreld kom nie in jou nie? Kyk wat het in vers 2 gestaan. Vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. Sien julle dit? Dit is eintlik baie eenvoudig. Die wil van God is jou guideline. Ergens in Skepe sing Joe Black, ons vind ons rigting in die sterre en die helder maan. Nou ek kan nie dit quote nie, maar dis nie waar ons rigting vind nie. You know what I mean? Ons vind ons rigting in God se wil as Christen, nie in ons eie menslike heidense begeertes nie. Dis een van die maniere hoe ons op die water vaar, maar seker maak dat die water nie binne in ons kom nie. God se wil is ons guideline. Kan ek jou vra om vir 'n oomblik net te dink oor hierdie vraag? Wat is daar in jou lewe wat jy weet water in die skip is? Want deel van op die see vaar is om nou en dan water aan te vat en om onmiddellik daai water uit te kry, anders gaan jy sink. Ek weet nie of hierdie skip so 'n meganisme het nie, ek sure hy het, want hy is nog op die water. Wat is al in jou lewe wat water in die skip is? Kom ons kyk na die tweede punt, om anders te wees in ons verhouding tot die wêreld. Kyk net weer vir 'n oomblik na vers 8 tot 10. Hartlik lief hê, die liefde bedek sondes, gasvry teenoor mekaar, moenie kla nie, gebruik die gawe wat vir jou gegee is, dien ander, dien die liggaam, dien die wêreld. Die punt wat Petrus maak, is die wêreld is nie hier om my lewe te verbeter nie. Ek is hier om die wêreld 'n beter plek te maak. So ons is anders in ons verhouding tot die wêreld. Ons is gefokus na buite. Ons is mense wat verwelkomend is. Ons is mense wat dienend is. Is dit nie wie Jesus was nie? Dink vir 'n oomblik aan die hoeveelheid tafels waarin Jesus gesit het. Dink vir 'n oomblik aan die hoeveelheid plekke waarin Jesus gereis het. Dink vir 'n oomblik aan die hoeveelheid mense met wie Jesus te doen gehad het. Hy het vir ons 'n voorbeeld gestel van hoe ons in verhouding tot die wêreld moet staan. Jesus het gegaan en hy het gegee. Kyk gou na hierdie vers uit Lukas 14 uit. Dis nie 'n baie lekker vers om te lees nie, maar ek wil net die radikaliteit van dit wat is radikaliteit ooit 'n woord. Die vreemdheid, die nuutheid van wat Jesus van ons vra, wil ek net gee vir julle lees. Kyk wat sê Jesus in Lukas 14. Nee, as jy 'n feesmaal gee, nooi dan armes, krepeles, verlamdes en blindes. Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van die. Ons moet mekaar hartlik lief hê. Daai woord hartlik is dieselfde woord wat gebruik word vir 'n perd wat homself amper dood gehardloop het, of 'n atleet wat alles gee. Check gou hierso. Vir die van julle wat deel is van Run Walk for Life, hierdie is nie dit nie. Hierdie is nie 'n casual fun run. Hierdie is professionele atlete wat besig is om te glo. Hierdie ouens hardloop tot by die punt van uitputting. Hulle gee alles in die stryd. Is dit hoe lief jy vir mense is? As jy vir Petrus sê, Petrus, hierdie mense maak my moeg. Om vir hierdie mense lief te wees, put my uit. So Petrus sê, goeie werk, John. So ek jou wil hê. Want dit is ons mekaar met lief wees. Hartlik. Soos 'n perd waar hy sal Peter al so sit, hierso op sy bene. Dit is ons roeping as Christene. So 'n paar vrae, as ons net hierdie tweede gedeelte in ag neem. Wie maak jou moeg? Wie maak jou moeg? Vir wie is dit regtig moeilik om lief te wees? Wie sit aan jou tafel wat aan 'n ander inkomsteklas as jy is? Wie sit aan jou tafel wat jy weet jy nie voor kan sê, hoorie, sal jy asseblief met jou eie vleis en drinks bring nie? Maar ek persoon het nie vleis en drinks nie. Wie is dit? Wie is 'n vreemdeling wat jy miskien kan verwelkom? Die regtig net te sê, hallo, my naam is Reine. Hoe gaan dit? Gee die elmboog op hierdie stadium, ons sal weer terugkom by die hand op een of ander punt in die geskiedenis. Watter gawe het die Gees vir jou gegee? Weet jy dit? En hoe gebruik jy dit?
Ek vra dit nie omdat ek jou wil uitvang of skuldig laat voel nie. Ek vra dit vir jou want dis wat die Bybel self nie die storie word vertel van 'n jong meisie met die naam Marguerite Johnson. Sy het groot geword in Arkansas in Amerika. Nou ek moes dit nou met 'n Amerikaanse aksent sê, want as ek sê Arkansas, dan klink dit darem vreemd. In Arkansas. Sy het geweldige trauma beleef as 'n kind. Die dorpie waarin sy geleef het was baie klein en sy het ophou praat. Sy het stom geword. En sy was bekend as die stom kind van die community. Almal wou haar graag help, niemand het geweet hoe nie. Toe het 'n baie bekende vrou in hulle gemeenskap, Mrs. Flowers, gesê, sy wil graag hê Marguerite moet by haar kom koffie drink, of tee, eintlik letterlik tee. En sy het. En al wat Mrs. Flowers gedoen het, is sy het vir die kind tee gemaak, koekies gemaak en by haar gesit. Stories vertel. Vertel wat sy vandag gedoen en waar sy vandag was en waarmee sy haarself besig hou. Die kind het begin praat. Die kind het later haar naam verander na Maya Angelou toe, wat een van die bekendste skrywers is wat ons in die 21ste eeu gehad het, van die 20ste eeu, 21ste eeu. Ek is nou die 21ste eeu, 20ste eeu. Come on Meyer, ek sal nou daarby uitkom. Kom ons sit die ketel aan. Kan letterlik iemand se lewe verander, vriende. Dit kan. Dit is deel van ons roeping in die wêreld om dit te doen. Hoekom moet ons al hierdie goeders doen? Kyk hoe begin vers 7. Die einde van alles is naby. Ons perspektief is anders. Ons perspektief oor die hier en nou is dat dinge nie met ons slegter kan gaan as wat dit nou gaan nie. Want daar lê 'n ewigheid van 'n teenwoordigheid saam met God en 'n lewe saam met hom voor ons. Het jy al ooit daaraan gedink? Vir 'n Christen kan ons nie nader aan die hel wees as wat ons op hierdie stadium is nie. Want nou lê vir ons 'n lewe voor heeltemal weg van die stikkindheid van hierdie wêreld. Dis ons perspektief. En dis hoekom ons osself met hierdie goed besig hou. Ek wil graag vir julle hierdie aanhaling van C.S. Lewis lees. Hy sê, if you read history, you will find that the Christians who mean the most to the present world are just the ones that thought the most of the next. The apostles themselves, who set out on foot in the conversion of the Roman Empire, the great men who built up the Middle Ages, the English evangelicals who abolished the slave trade, all left their mark on earth. Excuse, daar moet nie one staan nie, daar moet on earth staan. Precisely because their minds were occupied with heaven. It is since Christians have largely ceased to think of the other world that they have become so ineffective in this. Aim at heaven and you'll get the earth thrown in. Aim at earth and you'll get neither. Ons moet anders wees in ons verhouding tot hierdie wêreld. Laaste punt. Ons moet anders wees in ons swaar kry in hierdie wêreld. Nou ons wêreld lyk baie anders as die eerste eeu, dit is so. Ons lewe in 'n wêreld waar daar godsdienstvryheid is en waar daar godsdienstgelykheid is. Dit is so. Nee, ek of jy gaan vanoggend gearresteer word omdat ons Christene is nie. Sure. Ons ken nie die tipe vervolging wat die mense in die eerste eeu geken het nie, maar ek dink ons ken genoeg van die stikkindheid van die wêreld dat ons tog kan relate, nê, met die mense van die eerste eeu en met Petrus wat hierso skryf, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Kyk in vers 13, wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Wow, dis 'n moeilike vers. Ons lewe in 'n tyd waar die voorspoedsteologie weer 'n ongelooflike innings kry in mense se lewens. Wat jy sê, sal jy hê. Spreek dit en dit sal vir jou gegee word. Vra en vir jou sal gegee word. Dis die verkeerde gebruik van daai tekste, vriende, want 'n vers soos hierdie gooi alles op sy kop. Wat maak jy as jy glo dat alles net met jou moet goed gaan op grond van jou geloof en swaarte tref jou dan? Petrus sê, moenie verbaas wees as dit met jou gebeur nie. Dis nie iets vreemds nie. Dis deel van die stikkindheid van hierdie wêreld. In die Grieks staan daar, moenie laat dit jou gooi nie. Moenie laat jou van stryk bring nie. Moenie laat dit jou van koers laat verander nie. Moenie verbaas wees daaroor nie. Inteendeel sê hy, wees bly daaroor. Wow! Pieter, rowwe een hierdie. Hoe moet ek bly wees, ou, as ek swaar kry? Dit kan tog nie wees nie. Hy sê nie jy moet. Verheerlik vir God, wanneer jy swaar kry, maak hom groter, want jy's 'n Christen. Dis wat hy sê. So omdat jy 'n verteenwoordiger van Jesus is op aarde, maak jy vir God groot,
in jou lyding, presies soos wat Jesus het gedoen het aan die kruis. Jesus hang in pyn aan die kruis en dan sê hy, Vader vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy roep uit in u hande gee ek my gees oor. Jesus verheerlik vir God reg tot aan die einde en Petrus sê, ons moet dieselfde doen. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld van wat dit beteken om vir God groot te maak. Want ek meen, ons kan hom tog nie groter maak as wat hy is nie, nê? Ek meen, hoe groot is God? Hy is oneindig groot. Hoe maak ek vir God groter? Ek dink hier is 'n goeie voorbeeld. Dink aan 'n teleskoop. 'n Teleskoop is iets wat groot is, nader aan jou bring, sodat jy beter op dit kan fokus, sodat jy sê, wow. Dink vir 'n oomblik aan die maan. Die maan is massive. En jy kan die maan sien van die aarde af met jou eie oë. Maar as jy die maan met 'n teleskoop bekyk, word die maan groter. Sien julle? Jy maak die maan groter en hy kom nader aan jou in beter fokus en dan sê jy, "Wow, ek sien die ou op die perdekar." Het julle al daai prentjie gesien op die maan? Ek kan nie help om dit nie te sien nie. Dis wat ons moet doen. Petrus sê as ons swaar kry en as goeters ons tref wat ons nie verwag het nie, siekte, bad omstandighede by die werk, 'n verhouding wat besig is om te verbrokkel, bal die vuis, staan dit teen en sê ek sal vreugde hê in hierdie trial. En ek sal vir God verheerlik in hierdie trial. Ek sal hom nader bring in my oë sodat ek in verwondering voor hom kan staan, sodat ek nie my fokus van hom afhaal wanneer ek swaar kry nie. Dis wat hy sê. Dink vir 'n oomblik aan Job 1 vers 20 tot 22. Ek het die laaste ruk heelwat begrafnisse gedoen en hierdie verse breek my. Dis die begin van Job. Hy is besig om die storie op te stel van Job en wat later in die storie gaan gebeur. Kyk wat staan in Job 1 vers 20 tot 22. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het sy hare afgeskeer en daarna het hy op die grond gaan lê en gesê: Sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daar uit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. Wat 'n incredible vers. En hoe moeilik is dit om dit te doen? Hoe doen ons dit? Ek dink die antwoord daarvoor is in vers 19 en dis my laaste gedagte. Kyk wat sê Petrus in vers 19. Daarom moet die wat ly omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. En daar is die antwoord. Ons vertrou ons lewens aan God toe. Ons gee dit vir hom en ons los dit daar. Dink vir 'n oomblik aan die bank. Wie van julle gaan sit geld in die bank en dan gaan kyk jy elke dag of die geld nog in die bank is? Jy doen nie dit nie, want jy kan die bank vertrou met jou geld. Nou okay, as jy nou 'n ou is wat 'n heavy gripe het met bankkoste, moenie nou daar gaan nie. Okay, kom net gou vir my terug na die beginsel van 'n bank. Ek kan my geld hier los. Dis veilig. En as ek dit nodig het, weet ek presies waar om dit te kry. Dis die manier wat ons moet toevertrou aan God. Hy kan vertrou word. So die trial waardeur ons gaan, die moeilike omstandighede waardeur ons gaan, kan ons by hom los. En dan kan ons eintlik maar wees soos hierdie klomp kinders. Ek het hierdie prentjie al baie gebruik. Dit is 'n baie bekende prentjie wat jy kan vind op Unsplash. So hy's gratis, jy kan hom gebruik sonder kopiereg. Jy het hom waarskynlik al op ander plekke ook gesien. Hierdie kinders weet hulle gaan voorgesorg word. Hulle weet dit. Hulle weet iemand kyk na hulle. Hulle is nie te veel bekommerd oor wat hulle nou moet eet nie. Hulle is nie te veel bekommerd oor wat hulle gaan môre doen nie. Hulle is nie te veel bekommerd of daar uittreë anniteit in hulle naam uitgeneem is nie. Hulle is hier en nou. Hoekom? Want hulle lewens is aan iemand anders toevertrou. Nou natuurlik lees ek nou baie in die prentjie in, hè. Ek meen ek lees nou in dat daar ouers buite hierdie prentjie is wat na hulle kyk. Maar op dieselfde manier kan ons lewens aan God toevertrou en lewe hier asof hy vir ons gaan sorg. Weet julle wat is die amazing ding van Jesus? Jesus is die perfekte voorbeeld van wat dit beteken vir ons om anders te wees. Jesus was anders in sy optrede in die wêreld. Jesus het gekuier saam met mense wat geweldig baie gedrink het. Hulle het hom dan 'n wynsuiper genoem, maar hy het dit nooit gedoen nie. Jesus het saam met mense gekuier wat baie geëet het. Hulle het hom 'n vraat genoem, maar hy het dit nie gedoen nie.
So Jesus was soos 'n skip op die water, maar daar het nooit water in sy skip ingekom nie. Jesus was anders in sy verhouding tot die wêreld. Hy het gesê ek het gekom om te dien en nie om gedien te word nie. Ek het gekom vir die siekes. Ek het gekom vir die mense van wie julle niks dink nie. Ek het gekom vir 'n lewe van ongemak, fokus en vision by een plek na die volgende plek, na die volgende plek, na die volgende plek. Doen jouself 'n guns en gaan lees weer eers die evangelie van Markus. Hy gaan jou so 2,5 ure vat om deur te lees. Die evangelie van Markus is Jesus wat staart en hou net nooit op werk totdat hy doodgaan nie. Dis epic, ongelooflike boek. Sien die dringendheid in Jesus se bediening. En laastens, Jesus was anders in sy swaar kry. Jesus het gesê, ek wil nie hierdie lydensbeker drink nie, maar ek sal, as dit U wil is. En gelukkig het hy, anders was ons nie gered nie, vriende. As Jesus nie bereid was om te ly onder die wil van God, of omdat God dit so wil nie, was ek en jy nou nog vasgebind en verstrengel in ons eie sonde. Dis die waarheid van die evangelie. En net soos Arlene nou gesê het, is, omdat Jesus so was, moet ons ook so wees. As sy volgelinge loop ons agter hom aan, en is ons geroep om anders te wees. Laaste beeld wat ek by julle wil los. Jy moet nie vandag hier uitgaan en besluit, ja, ek gaan nou so hard probeer as wat ek moontlik kan om anders te wees. Dan mis jy die punt en jy gaan baie teleurgesteld wees. Jy moet vandag huis toe gaan en sê, ek is anders. En ek is anders as gevolg van wie binne in my bly. Smitshuis, lekker naby aan ons, monument. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar daar's nie 'n meierhuis in Irene nie. Hoekom nie? Want daar was nie 'n belangrike meier wat in Irene gebly het nie. Maar daar's 'n belangrike smits wat in Irene gebly het. So gaan kyk so 'n bietjie na sy huis. Wat maak sy huis fascinating? Wel, nie die huis self nie. Wie daar binne gebly het. Dis die waarheid vir my en jou. Ons is anders as gevolg van die een wat in ons bly. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons vra dat ons sal anders wees, juis omdat ons anders is, omdat U reeds in ons woon. Ons besef vanoggend weer opnuut, Here, hoe belangrik hierdie roeping op ons lewens is. Ons stel onsself onderdanig daaraan, ons is bereid om te luister en gehoorsaam te wees hieraan. En Here, ons sien U as die perfekte voorbeeld en beliggaaming van hierdie andersheid. Maak ons anders, Here. Maak ons anders, sodat ons lig helder kan skyn in hierdie wêreld, terwyl ons ons oë hou op dit wat eendag vir ons wag. Geef ons 'n kapasiteit, Here, om hartlik lief te hê. Help ons om mekaar aan te moedig in hierdie reis ook. Vorm in ons, Here, wat U in ons wil vorm. Maak ons wat U ons gemaak het om te wees. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek wil graag net 'n paar familienies onder julle aandag bring. Ons kan nog, as gevolg van die regulasies, nog nie die dankoffer opneem tussen die stoele nie. So as jy uitbeweeg, is jy welkom om die dankoffer hier voor neer te sit of by die deure self ook net daarso in te gooi, soos wat ons dan ook uitbeweeg. Net 'n paar goed wat in hierdie tyd dan ook gebeur. Ons vrouebediening het op die 7de November 'n mini-retreat die oggend 9:00. Dit is gratis. En hierso staan kom debrief die jaar saam met die Here in aanbidding en gebed. So hou ons eendies en ons kommunikasie ook dop en wees deel daarvan. Dan ons solo bediening is ons enkel ouers met skoolgaande kinderskamp van die 23 tot die 25ste Oktober. En daar's op beperkte plek, betaal vir etes, plus R500 per volwassene en R400 vir kinders bo 7. En as jy dalk ook wil gaan, kontak asseblief vir Janie. As jy dalk iemand wil borg om dalk te kan gaan, kontak ook vir Janie. En hulle vra as daar dalk inkleerboeke en kruite is wat jy dalk wil saamgee, wat hulle ook vir mense gaan gee by die plek waar hulle gaan kamp, is daar behoefte daarvoor. So as jy dalk dit wil gee, wil ek dit graag jou net herinner aan. En dan net 'n paar somme van ons algemene bedieningsgoed. Ons kleinkerke gaan aan. Ons kleinkerke vind op die werf ook
Nou plaas ook, vandag is hier 'n klompie van ons klein kerke op die werf wat ook plaasvind. Ons tieners kom ook almal saam weer op die werf hier op die terrein vir die laaste 3 byeenkomste 5:00 vanmiddag en hulle vra dat asseblief net bietjie vroeër sal kom net vir die nodige PPE's, so goed wat ons dan net moet doen. En die kinderbediening beplan ook om 'n paar byeenkomste nog in November te hou. Dit sal ons ook alles in die e-nuus vir julle dan ook deurgee. En dan laaste, net ons 10de maand. Michael het dit laasweek vir ons verduidelik en ek kan dit nie goed doen soos wat hy dit doen nie, maar ek wil net sê dankie vir die eerste gelde wat ons al begin ontvang het vir ons 10de maand. Hierdie jaar wil ons ook dit wat ons ontvang ook deel en ook vir ander mense ook gee, soos ons ontvang, dat ons ook so kan deel en ons het al so R2700 ook ontvang, soos ons ontvang, gee ons dan ook uit. So as dit in jou vermoë is om ook te kan bydra, merk dit asseblief op die bank staat, dankie, en jou selfoonnommer, en dat ons dan dit ook so kan toeken en so ook kan deel ook met die mense ook. Dit is dan al van my kant af vir ons familienuus. Kom ons staan, dan sluit ons dan ook die diens af met Gees van die Waarheid. Gees van die waarheid kom woon hier in my, maak my gehoorsaam, getrou aan die woord. Gees van die liefde kom maak my weer lief, rig my gedagtes en denke daarvoor. Geef my die klop van die Vader se hand, geef my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand, hou my vir altyd my hand. Geef my die klank van die Vader se hand, geef my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand, hou my vir altyd my hand. Van die waarheid gee krag in die tyd, maak my getuie met liefde en geloof. Gees wat vergewing vervoer my vandag, stort aan die vonnis en niet in my hart. Geef my die klop van die Vader se hand, geef my die klop van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand, hou my vir altyd my hand. Geef my die klop van die Vader se hand, geef my die klop van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand, hou my vir altyd my hand. Ek het die voorreg om jou te seën en jou in vrede hier uit te stuur. En ek wil jou nooi om jou hande so oop te maak en ook simbolies die seën van die Here te ontvang. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die een wat anders is, en die liefde van God ons Vader, die een wie se wil ons lei, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, die een wat ons spesiaal maak, want hy bly in ons, met elkeen van ons wees. Amen. Mooi Sondag vir julle vriende, vrede, die wat nou in klein kerke is, geniet dit. Mooi dag. Jesus is kijk oor almal, met die glans van die liefde skyn.
Liefde mag veilige, wat elke steen